you died for me there on the cross. You breathed the last as you were crucified, and you gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. There in the ground, sealed in the darkness, lifeless lamb, the frame of the Father, Son in agony. And he watched his only Son be sacrificed, and he gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me with His life, that He even chose to die. On the cross He thought of me. Now my song shall ever be. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
We are the sheep. But it's only half the story. There is also a shepherd who goes after the sheep, who leaves everything to find it, and when he does, gently picks it up, puts it on his shoulders, and carries it home. This shepherd goes into the wild to find the sheep, to find us, to turn our sorrow into joy, our heartbreak into hope, our lostness into foundness. This shepherd, this great hope for our deepest ache, is the God who comes after us, the God who comes to us, the God who carries us home. It's just a little story, but it points to something bigger. The story of a God so full of love that he would stop at nothing, leave everything, in order to find us. And the way it begins is so well known it can almost be missed. It begins with some shepherds watching their flocks in the fading light. It begins in a stable with the baby's cry, announcing into the silent night that God has come, that God has run, that God is here with us. God met ons gemeente. Dis die krag van ons redding. Dis die krag van ons getuienis. Dit is wat ons as gemeente saambind. Ons is nie 'n sosiale klub nie. Ons is nie maar net 'n paar vriende en mense wat in dieselfde fases van hulle lewe is wat by mekaar kom nie. Ons is nie geslote groepies waar ander mense wat nie soos ek is nie welkom is nie. Ons is die kudde, ons is die skape van 'n opperherder. En daardie opperherder is Jesus Christus. Dis hy wat vir ons bid, dis hy wat bid dat God hom sal verheerlik, sodat hy uiteindelik deur sy kruisdood God sal verheerlik, sodat daardeur God verheerlik sal bly, dat hy skape sal vind, soos ek en jy, en sy lewe vir ons neerlê. Dit is en was nog altyd die getuienis van ons gemeente, al vir 18 en 19 jaar lank. Sedert dag 1, sal ek baie goed onthou, was ons mandaat en ons hoë roeping, presies wat ek verlede Sondag gesê het. The chief end of man is to glorify God and to enjoy him then forever. Ek onthou nog baie goed ons eerste dag op die plaas, en hier's van julle wat van dag 1 af saam geloop het ek gesê, my mandaat, my hoë roeping, is om as 'n subherder, ons almal te verbind aan die opperherder Jesus Christus. Dit is hy wat sy skape roep, dit is hy wat sy lewe neergelê het, dit is hy wat weer barstige, murmurerende, stinkdom skapies gaan vind, wat in die gebrekkigheid van hulle sonde bewustheid afdwaal. Dis hy wat ons gaan soek het, gevind het, sy lewe vir ons neergelê het. Dis hy waarvan Johannes 10 praat, wat ons vooruitgaan. Dis hy wat sê, sy skape volg hom, want ons ken sy stem. En dis hy wat nou in hierdie uur die pad vir ons gemeente toe, vorentoe wil aanhou bepaal.
Dis hy wat sy oë opgeslaan het na die hemele toe. Dis hy wat met die Vader praat in Johannes 17. Dis hy wat sê, Vader, verheerlik my sodat ek U kan verheerlik. Want die eindresultaat daarvan is dat daar die heerlikheid sal uitspeel in ons wedergeboorte. Ek herinner julle wat nie hier was nie, dat van dag 1 af het God ons beweeg in die roeping van ons gemeente op die mandaat waar hy hierdie gemeente begin het met die woord uit Sagaria uit. Sagaria 4 vers 6, die van julle wat daar was, saam met my in Australië, sal baie goed onthou, dit was die roepstem van God in verre lande, waar hy gesê het, nie deur krag en nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Nie deur krag nie, nie deur geweld nie, nie deur 'n mens se eie goeie planne of organisering nie, nie deur kerkprogrammetjies nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. En deur al die jare, broers en susters, het nog niks hiervan verander nie en bly die roepstem van die Here lieflik. Ek wil vra dat jy jou ore sal spits vanoggend, want ons het 'n verlange as 'n gemeente. Ons het 'n opperherder, Jesus Christus, wat sy lewe vir ons as skapies kom neerlê het, om ons nie net te kom red nie, nie net dat ons kan hemel toe gaan nie, om die koninkryk van God vir ons oop te breek, om ons te bring onder die geklank en die heerlikheid van die gees van waarheid, om ons op te rig en op te tel uit die as uit en 'n beauty in ons te wederbaar, om 'n nuwe lied in ons mond te sit, om sy krag en sy woorde en sy lewe diep binne in ons te wederbaar, sodat ons vanuit dit 'n lig vir die nasies kan wees, 'n getuieniskarakter kan dra. Daar was nog nooit in ons gemeente en in die roepstem van die Here 'n selfsugtige eie belang, wat kry ek hier uit en wat moet die Here vir my doen nie. Vandag 1 af was ons mandaat en ons hoë roeping, to glorify God and to enjoy Him forever. En dis hier waar ek wil aansluit, by die videoetjie wat ek sopas vir julle gewys het. As die Here Jesus ons kom red het en hy het, as jy die skape van sy weide is, as jy ingenooi is in hierdie huis van brood gemeentetjie, as dit is waar jou kudde is, jou tuiste, die kraal is waar Christus jou versamel het, nie ek nie, nie Andrei nie, nie enigiemand anders nie, maar waar Christus ons versamelaar is, waar hy die opperherder is, kom daar 'n hoër roeping na elke een van ons. Ons kan nie net gemeente wees en saamkom en dit op ons oortuiginge en op ons manier van sien en doen en verstaan bedryf nie. En dis hier waar ek dink die uitdaging vandag kom. Maar ek wil vir jou sê, met die uitdaging kom die beauty, die verheerliking van God, want dis die krag van die evangelie waarin ons gemeente glo. Ons lewe staan vir die verheerliking van God. Ons lewe staan agter een leier aan. En daardie leier is die opperherder Jesus Christus. Maar vandag bring ek jou veral by 2 teksgedeeltes. Die eerste een is sommer nou op die skerm, waar ons lees Efesiërs 4. Vanaf vers 11 skryf Paulus, en hy, dis nou God het gegee vir die gemeente, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars. Nou dis hier by die herders, waar ek inslot op hierdie stadium in my hoë roeping, dat die Here my geroep het en aangestel het as 'n herder en 'n leraar van Huis van Brood gemeente. En jy moet nou baie mooi hoor, ek het geensins nog nooit of enigstens 'n verstaan van 'n narcistiese, kragbehepte leier nie. My verlange van dag 1 af 18, 19 jaar terug was om die kudde te verbind aan die opperherder. Ek onthou hoeveel mense my kom sien het en my gesê het, watter belofte het jy dat jy hier sal wees as ons nou die tradisionele kerk verlaat? Hoe weet ons jy gaan altyd daar wees? Toe sê ek, geen belofte nie, geen waarborg nie, maar een ding gee ek vir jou. Ons gaan jou verbind aan Jesus, want jare en eeue nadat ek nie meer op hierdie aarde is nie, bly Christus die lam, wat in die middel van die troon van God sit en regeer. En dis aan hom wat ons gemeente verbind word. Dis hom wat ons verheerlik. Dit is sy bede vir ons almal. Nou sê Paulus, daar is van ons geroep
Maar hoor dit stop nie nou net by 'n tradisionele kerk net met 'n ander sousie nie, en hier wil ek dit baie duidelik beklemtoon. As dit enigstens in jou verwysingsraamwerk was, wat ons gemeente is, dis maar nou net 'n ander tipe kerkie, 'n tradisionele kerk waaruit ek nou ontsnap het, maar ons gooi net 'n ander sousie daaroor, is jy heeltemal verkeerd en mis jy die roepstem en die mandaat van die Here van dag 1 af. So die Here roep sekere mense, maar hoor nou hierso, vers 12 sê in Efesiërs, om die heiliges toe te rus. So God het 'n roeping vir 'n purpose, 'n doel, en dit is om die heiliges, aigon, sê die oorspronklike Grieks, om hulle toe te rus. En daardie woordjie is kataristosmos. Ja, as 'n lekker tongkroper in Grieks. En al wat dit beteken, dis 'n mediese term in die Grieks, katartismos. Daar is hy beter uitgespreek. En dit beteken to align the body. Dis soos 'n been wat gebreek is, wat nie verstaan dat hy uit plek is nie, en wat die woord sê in die toerusting van die aigon, van die heiliges, die wat gered is, gevind is deur die herder, op sy skouers getel is en gebring is na die veilige kudde bewaring onder heerskappy van een hoof Christus, is dat daardie liggaam wat gebreek was deur sonde en verkeerde verstaan en selfsugtig, nou in lyn gebring moet word, genees geword, toegerus moet word. Die katartismos beteken eenvoudig to equip for service. En dis wat jy moet hoor. God roep ons nie net en sê, sit daar, hierdie is vir jou, wees gemaklik, enjoy dit op jou terme, wanneer jy wil kom, soos wat jy dit doen, met wie jy wil mingle, wie jy nie meer wil mingle nie. Dis foreign vir die Nuwe Testamentiese verstaan van 'n gemeente. Maar wat die Here ons toe roep is, hy het die heiliges, die aigon, toegerus. Vir wat? Kyk wat sê die woord. Vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Jy is nie deel van hierdie gemeente net om hier rond te hang vir wanneer jy lus is om die woord te hoor of jy iets kan kry wat jou gewete of jou omstandighede se noodsvraag beantwoord nie. Jy is hier primêr to glorify God and to enjoy Him forever. In ons, saam met ons as die gemeente, primêr, en vanuit daardie roeping, omdat die opperherder jou gegryp het, jou gered het, en jou tuis gebring het in 'n kudde wat versamel is, waar dit dreun van ander skapies, en ander skapies wat anderste persoonlikhede as ek het, is ons roeping eenvormig en eensgesindheid, en dit is dat ons hier is vir dienswerk, wat God voorberei het. En daardie dienswerk geskied uiteindelik tot die opbouing van die liggaam van Christus. En nou gaan die skrif verder, hy sê vers 13, totdat, met ander woorde, dit gee nie moed op nie, dis nie net vir 'n uur of 'n week of 'n jaar nie, dit gaan vir 19 jaar aan, en as die Here ons spaar nog vir 30 jaar on top of dit, vir watter rede? Totdat ons almal in hierdie gebou, by hierdie huiskerke wat luister, totdat ons almal, van die kleinste kindjie tot die oudste persoon, totdat ons almal kom tot wat? Sê die skrif, tot die eenheid van die geloof, 1, en 2, van die kennis van die Seun van God. 'n Gemeente wat net toespraakies lewer vir die opbou van jou selfsug, is nie 'n gemeente se naam die werd nie. En jy sal vind dat die hoof van daai gemeente is 'n pastoor of 'n dominee. Maar by ons, en in ons gemeente in Huis van Brood, verstaan ons dit Nuwe Testamenties. En dit is, die opperherder is die hoof. En hy het 'n roepstem vir ons, 'n roepstem tot dienswerk, nie tot gemak nie, tot dienswerk, tot opbouing, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Nou geloof is 'n vaste vertroue in die karakter van God. Dis wat met ons gemeente moet gebeur, 'n eenheid van geloof tot die volle kennis, tot 'n volle intimiteit van die Seun van God. Met ander woorde, ons weet nie net kognitief, Jesus is die regte antwoord nie, ons ken die krag van die opperherder, van sy deurbraak, van sy oorwinning, van sy kruis, van sy liefde, ken almal in die gemeente. Ons ken hom as die verlosser, as die Seun van God. Maar dan sê hy, Paulus, 'n kragtige woord. Ons gaan dit doen totdat ons almal kom tot 'n volwasse man.
Nou wanneer 'n gemeente baljaar net in sy kinderskoentjies en bottelmelkies wil hê en net krummeltjies wil eet, is ons nie volwasse in die roeping wat die Here vir ons gee nie. En dan begin ons tantrums gooi soos babietjies. En daardie tantrums is altyd, moenie die bootjies skit nie, moenie van ons iets verwag nie, moenie vir ons die mandaat van die woord brei nie, hou ons in ons gemaksones, hou ons waar ons gemaklik voel. Nou die hele roeping van die evangelie, is dit foreign voor, broer en suster? Maar wat wel die waarheid is ons word geroep tot 'n volwasse man. So die roepstem van die Here is in hierdie toerusting, in hierdie dienswerk, in hierdie opbouing, groei die gemeente van die Here. En wanneer ons groei, groei ons in ons geloof en ons kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man, tot die mate sê die skrif van die volle grootte van Christus. Dis so 'n kragtige woord. Jy moet met ander woorde, as jy nou al 18, 19 jaar saam met hierdie gemeente stap, moet jy eintlik al 'n prediker gewees het. Jy moet 'n voorstapper wees in dienswerk. Jy moet so goed toegerus gewees het teen hierdie tyd met wie Christus is en wat hy vir ons gedoen het, dat jy eenvoudig oorgaan in dienswerk. Ek sê nie jy word 'n prediker in 'n gemeente nie, as dit die Here se roepstem is, yes, maar as 'n getuienis, moet jy nie meer kan wonder, maar wat is nou die regte antwoord nie. Jy moet groei saam met ons tot die volheid van Christus. En wat dit beteken is, die volheid van Christus is alles wie hy is, wat hy gedoen het, waartoe hy ons vrygekoop het, wat sy koninkryk behels, hoe ons in sy koninkryk funksioneer en hoe ons dit op ons lippe neem as 'n getuienis vir ons medebroers en susters, maar ook vir die wêreld. Vers 14 sê, sodat, daar's 'n rede, ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mens, deur sluiheid om listigheid en dwaling te bring. Vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou, hoor nou hierdie woord, sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. So ons groei lê in Christus. Ons groei lê nie in kerkprogramme en meer geestelike goedjies wat jy tentoonstel vir mense nie. Jou groei lê in Christus. Jou groei lê in selfneerlegging. Jou groei lê in wat Johannes gesê het in Johannes 3. Jesus moet meer word en ek moet minder word. Groei lê waar jy totaal en al neergelê word, sterf en neergelê word en Christus alles word. Dit is groei. En wanneer daai groei plaasvind, sê die skrif, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, en dan sê die laaste versie daar in vers 16, uit wie die hele liggaam, nie net die wat kan sien om die eredienste en huiskerke by te woon nie, maar die hele kudde, al die skapies in huis van brood, die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind word. Hoor julle die woordjies van saam? Saamgevoeg, saam verbind. Ons kan nie afsonderlike lewens leef en mekaar nie ken nie. Ons kan nie eensydig wegleef van fellowship net met sommige mense met wie ek gemaklik voel in my broeigroep nie. Ons is geroep om saamgevoeg te wees, saam verbind te wees. Deur wat? Hoor nou hier, deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Die dag toe Christus ons kom red het en bevry het as 'n skapie, ons gebring het na hierdie kudde toe van huis van brood, het hy vir 'n doel en 'n purpose en 'n rede ons in hierdie gemeente geplaas. En die rede is eerstens vir die verheerliking van God en hom te geniet vir ewigheid. Daarna vanuit daardie roeping vloei ons liefde primêr vir God, natuurlik, tot sy verheerliking, maar dan net daarna vloei dit uit in fellowship na die aigoon, na die heiliges, na ons geredde broers en susters wat saam met ons in die gemeente sit, tot opbouing, sodat ons genadegawes, ons charisma kan gebruik om tot diens te wees vir ander. En wat dit eenvoudig sê, liewe broeder en suster in gemeente, is dat ons, huis van brood, is 'n lewende liggaam. Ons moet 'n lewende gemeente wees. Ons moet 'n volwasse gemeente wees. En as ons
soos tantrums gaan gooi wanneer ons oproepe hoor vanuit die evangelie, nie van François nie, vanuit die evangelie dat ons fellowship met ander en almal moet hê, wanneer ons met mekaar moet vermeng, wanneer ons saamgevoeg moet word, saamgebind moet word, dat die hele liggaam dit moet doen, dat elke lid gee in samewerking en omstandighede, is daar nie net sekere mense wat hiertoe geroep word wat dalk lus is nie. As jy jouself deel sien van hierdie kudde, is ons almal geroep tot 'n lewende liggaam, tot dienswerk. En daai dienswerk het ek mos nou net vir jou gesê, is to be prepared for God's service, for productive service, for God's glory, en ook dan uit as na ons medebroers en susters. Ek dink dis wat Petrus ook probeer sê het in die Nuwe Testament. Ek gaan met Petrus nou afsluit, waar hy in 1 Petrus 2 sê, vers 4, kom na hom toe, kom na die opperherder toe, die lewende steen, wat deur mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle, met ander woorde, laat julle beteken gee oor. Gee oor. Moenie verskoningkies elke keer aanmeld soos 'n kind wat 'n tantrum gooi nie. Laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Jy sien broer en suster, ons verheerliking lê welgevallig aan God. Die posisie hoe ons aan God heerlikheid bring is deur sy seun. En jy kan nie aan God heerlikheid bring as jy nie gesterf het in sy seun nie. En as jy gesterf het in sy seun, dan laat jy jouself opbou, dan laat jy jouself lei, dan laat jy toe dat die wil van God uitgewerk word van sy woord en sy seun in jou lewe. Hoekom? Totdat en sodat ons almal kom, soos die skrif gesê het, tot die eenheid van die geloof, tot ons eenheid van die kennis van die seun van God, tot volwassenheid, tot die volheid van Christus, sodat ons nie meer kindertjies sal bly nie. En ek wonder by myself om na 'n kant toe te beweeg, hoekom wil ons gemeente nie kindertjies bly nie? Jy weet, hoekom moet jy groei? Hoekom bring ons aanhoudend al vir jare en jare die mandaat na die tafel toe, volg die Here, hou jou oë gefestig op die leidsman en die volëinder van jou geloof, volg jy die stem van die opperherder, jy is sy skapie, lê jou lewe neer, volg hom, laat toe dat hy jou gryp en jou dra en jou bring, word versamel, word saamgebind soos 'n kudde. Hoekom is dit ons oproep? Want ons het die verlange om waarlik 'n liggaam te wees volgens die definisie van die Nuwe Testament. Ons is nooit ooit geroep tot toeskouerskap nie. Ons is dus almal, soos die skrif sê, die hele liggaam is geroep. En luister nou baie mooi, al het jy nog tot dusver dalk niks gehoor nie. Ons sal nie in hierdie gemeente groei en volwasse word as almal nie saamgevoeg, saamgebind word, eenheid in geloof, eenheid in verlange agter Christus aanstap. 'n Verlange het om te vra, wat sê Jesus? Wat sê die stem van die opperherder nie? Want een ding wil ek waaragtig vir ons sê, gemeente, met erns en boldness genoem, is dat die roepstem van Christus weer klink al vir jare en jare en jare in hierdie gemeente. Niemand kan 'n aantuiging bring dat dit nie geskied het in hierdie gemeente nie. So nou moet ons vra en sê dat daar sal nie volwasse groei plaasvind in hierdie gemeente as almal nie deelneem aan die roepstem, nie van François en ander die ouderlinge van hierdie gemeente nie, maar aan die roepstem van die Nuwe Testament gebring, gevuur en kragtig lewend gemaak, soos 'n vuur in my binneste, deur die Heilige Gees. As ons dit nie gaan doen nie, weet jy wat gebeur? Dan word ons mank. Dan mis ons uit op mekaar en fellowship. En dis hoekom ek al 2 jaar lank sê, dat ons huiskerkgroepe moet 'n bietjie met mekaar vermeng. Nie omdat ek nou vir julle wil verdeel en lelik wil wees nie. En weet jy wat, ek gaan nie met jou fight nie, en ek gaan nie met jou stoei nie. As jy jou eie kop wil volg, dan wil ek vir jou sê, dan moet jy by die Here vrede daaroor vind, maar ek kan net vir jou die waarheid gee. Die roepstem van die Here in ons gemeente is dat ons fellowship saamgevoeg, saamgebind moet word met almal. En ek is half en half oortuig
dat nie almal in hierdie gemeente mekaar ken, of dalk die verlange het om met ander fellowship te hê nie. En broer en suster, hier moet ons 'n bietjie aan onsself begin sterf. En ek is eerlik genoeg om by myself te begin. My verlange is om by julle almal te kom. Ek kan saam met almal van julle bid. Die roepstem was nooit om jou lewensgeheime met elke ou te gaan deel en dan is jy bang het lê op die hoek van die straat nie. Die roepstem is na Christus, na sy verlange, na sy roepstem wat uit die Nuwe Testament kom. En wat ons moet besef is, as ons gemeente nie volwasse gaan word in ons fellowship met God en ons fellowship met mekaar nie, gaan ons eerstens mank wees, maar ons gaan uitmis op die volle seën wat daar is in Christus, wat bedoel is, wat deurvloei deur die liggaam, deur die gemeente. Ons gaan dan 10-1 heel waarskynlik net by die eerste beginsels bly. Ek praat nie dalk van my verlange en my visie wat die Here op my hart gee vir ons gemeente nie, maar jy gaan gemaklik raak om net altyd die eerste beginseltjies te hoor en nooit volwasse te groei tot die volheid wat daar in Christus is nie. En die gevaar daarvan, ek moet dit vir ons gemeente uitwys, sommer in die begin van die jaar op ons pad vorentoe. Die gevaar is dat ons selfsugtig gaan raak, net gefokus op wat wil ek hê, wat kry ek uit hierdie gemeente uit, wat ontvang ek by ander mense, wat kry ek uit die preek uit, en dan my oortuig wat ek verlede week gesê het, dat ek myself oortuig en sê ek is sorted. Ek lees iets wat 'n ware genadegawe wat oorgegee is aan Christus bewerkstellig. Hoor gou, true love will show itself as we give to our brothers and sisters what God has given us as gifts. Dis ware liefde. Nou, in ons huiskerke is daar 'n geweldige lieflike geleentheid vir interaksie. Ons het hier geleentheid om tussen mense te beweeg en te praat. Ons gesamentlike dienste het 'n bietjie 'n ander karakter en wat ek daarmee bedoel is, ja, Christus word eerste gestel, maar daar is dan ander elemente. Ons wil alles daar gepas en ordelik geskied. Maar en daarom berei ek as herder en as teacher 'n boodskap voor en gaan ons dit bied. Daarom is daar nie onderbrekings en dinge wat geskied in die erediensie sodat die lyn en die gees met die gemeente kan loop. Ek hoop dat julle daardie ordereëling sal eerbiedig. Tweedens, in 'n huiskerk is ons geroep tot interaksie. En wat dit beteken is, ons het hier die unieke geleentheid in huiskerke om met mekaar te begin interaksie hê. En wat dit wel sê, is dit is glad nie 'n plek om weg te kruip nie. En ek wonder of dit die rede is hoekom mense soms wegbly. Want hulle is bang om dalk geken te word. Nou wat vir my ironies is dat toe die sondeval uitbreek in die tuin van Eden, is die eerste ding wat Adam en Eva doen, wat voor die sondeval totale interaksie, oop en bloot, naak, voor die lewende God was, die eerste reaksie is toe hulle sonde in hulle lewe inkom, toe kruip hulle weg. Hulle verskans hulle self vir die lewende God. Hulle wil nie geken word nie, hulle wil nie gesien word nie. Hulle beweeg in shame. Nou wat vir my so kosbaar is dat in die beeld wat ek hierdie diens mee begin het, gaan haal die Here skapie en hy bring hulle terug na die kudde toe. Hy gaan haal die een en hy bring hulle na die 99 toe. God se hart was die samehorigheid van 'n kudde. Daar kan ons nie en wil ons nie wegkruip nie. Daar wil ons geken word. Ek dink die huiskerk se bedoeling is dat ons hier gechallenge word deur die woord van God. En daarom bring ek elke huiskerk die woord van waarheid. Dit hoef nie nou uitgedink te word nie, ons hoef nie thumbsucking te doen nie. Ons beweeg op die mandaat van die Here en na erediens bespreek ons eenvoudig dit. Die woord wat bedien is, die woord wat die Here vir die gemeente gee. Maar dan is daar ook 'n wonderlike geleentheid dat ons in accountability met mekaar kan staan. En weet jy wat, in my ervaring in die bediening sien ek oor en oor, dat die mense wat deur krisisse gaan, is mense wat hulle onttrek het, baie keer in hulle sonde, afgewyk het, en nie wou deel met hulle sonde nie, en dan het hulle nie broers en susters rondom hulle gehad, wat gesê het, kom hier, in liefde, ek wil by jou inhak, ek wil jou terughelp, ek wil broers en susters rondom jou kan sit, om deur jou krisis, deur jou sonde, deur jou worsteling saam met jou te werk, nie in beheervraatagtigheid tot die skinder nuus van die dorp nie. Dit is nie die mandaat van ons gemeente nie. Dan hoort jy nie hier as dit jou beweegrede en jou verlange is om net 'n ander ou se storie te ken nie.
Ons is hier tot samevoeging, tot opbouing, tot samebinding, verbind aan een hoof, Christus, vir sy glorie. Dit beteken ek het my lewe neergelê. En ek wil vir jou sê, dit is die droom wat God het vir ons gemeente. Dit is my rol. Vorentoe, solank as wat die Here my en hierdie gemeente nog gebruik, is ek 'n sipherder wat ons almal net heenwys na die opperherder toe. En my droom is dat ons so aan sy mandaat, aan sy woord, aan sy glorie, aan sy roepstem verbind sal wees, dat ons net dit sal hoor wat die Here wil, die groei wat hy wil bewerkstellig, tot 'n volwasse mens, opgroei, saamgroei, sodat ons gehoorsaam is daaraan. En daardie roepstem is vir almal. Dis nie net vir sommige mense nie. So ek bring vandag dalk 'n roepstem na jou adres. Hou op, broer en suster, as dit jy is, om net 'n toeskouer te wees. Want die Here het jou in hierdie gemeente geplaas, met jou charisma en jou gawes, om saam opgebou te word in 'n geestelike huis, totdat almal, al die heiliges wat rondom jou sit, nie net die mense met wie jy nou vir jare lank in een huiskerkie sit nie, al die ander mense wat jy nog nooit ontmoet het in 'n intieme setup soos 'n huiskerk nie. En daarom moet ons jy moet regtig nou met die Here gaan stil raak en met hom bid dat jy die roepstem sal hoor, dat ons 'n bietjie met mekaar sal mingle en bietjie rond sal skuif, totdat al die agoon, die heiliges opgebou sal word en toegerus sal word. Ek vra vir jou broer en suster, as jy net na die gesamentlike dienste toe kom om net dit by te woon, wil ek vir jou sê, begin om die gemeente te wees. Begin om 'n liggaam en 'n ledemaat te wees na iemand anders toe. Anders gaan ons mank wees. Ons mis vir jou. Ons almal het jou as skapie in ons kudde nodig, sodat ons almal saam in accountability as 'n groep agter die opperherder kan beweeg. En die rede hoekom ons dit wil doen is omdat ons wil groei tot volwassenheid in hierdie gemeente. En dit is gewoonlik die teken van 'n baie volwasse gemeente. En miskien is dit nou iets wat ons oor moet wonder. Is dit in ons hart? Is dit in ons gemeente? Met ander woorde, as ons gemeente besef, ons is geroep en gered vir God se glorie. Ons is geroep en gered vir God se heerlikheid. Dan verander my omgee vir alle mense, weg van 'n selfsugtig, ag, dis 'n las, ek sien die kans daarvoor nie, na ware aanbidding. Dis 'n thought. Dan verander my deelname met iemand wat ek glad nie ken nie, as 'n extension van God se reddende heerlikheid wat my chief end is. En is dit vir my vreugde om die liefde van God te extend na 'n medebroer en suster wat vir dieselfde rede as ek in dieselfde gemeente sit, vir sy glorie. As jy nog nooit hieroor gedink het, as dit nie jou roepstem is nie, dan sit jy hier dalk uit tradisionalisme en dalk net omdat ons 'n vormgodsdienst of 'n tradisionele kerk het met 'n ander sousie. Maar ek staan lynreg teen dit. Nog my hele lewe lank van hierdie bediening bestaan. Ons begin dan waarlik uitreik na medeheiliges. Nie omdat ek net wil goed voel oor myself nie. Nie omdat dit net 'n verpligting is nie, maar omdat dit my lewende bedieningshart geword het. Ek het 'n nuwe hart ontvang. Ek het 'n hartsoorplanting gekry. En daardie hartsoorplanting is primêr verheerlik God, maar reik uit na ander. Word deel van ander mense se lewens. En hoor gou vir my mooi, die bedoeling van 'n gemeente was nooit word net 'n vriendekring nie. Die bedoeling van die gemeente was 'n roepstem, word 'n broer en 'n suster van mekaar. En dit beteken ons deelagtig, ons is deel aan dieselfde vrymakende bloed, die bloed van die opperherder, die lam van God. En dit doen ons vir 'n rede, omdat Christus wat in ons lewe, sy lewe neergelê het vir die gemeente, vir die wêreld, maar ook vir sy vyande. Hy het dit afgelê. En ek dink wat dit ook probeer sê is, as jy onvrede het met iemand in die gemeente, dan moet jy luister na die roepstem van die Here, want hy roep jou tot vrede. Hy roep jou om daardie ding in jou vlees wat vyandskap gebring het, uit te sorteer, sodat ons saamgebind, saamgevoeg kan word in Christus Jesus, ons Here.
Ten slotte vanoggend gemeente wil ek al hierdie dinge vir jou vaslê, want ek het die Here gevra, help my om hierdie boodskap oor te dra na ons gemeente toe. So ek vra nou om jou ore te spits vir oulaas. In Johannes 21 kry ons 'n pragtige verhaal waar die Here Jesus na Petrus toe kom. Petrus is die disipel wat hy geroep het daar by Tiberias by die see van Galilea jare terug. En hy het hom geroep, daar is 'n visserman, en hy het vir hom gesê, gooi jou net uit, nee. En daai dag het Petrus baie vis gevang, en toe hy by die wal kom, het hy gesê, sit neer jou net, ek sal jou 'n visser van mense maak. En ons weet dat Petrus vir 3 jaar vir Jesus gevolg het, as sy skapie. En op 'n stadium in Johannes, toe Jesus saam met sy disippels om die tafel sit, het hy vir Petrus gesê dat hy hom sal verloon voordat die haan kraai. En Petrus het gesê, ek het U so lief, ek sal dit nooit doen nie. En jy weet wat gebeur het, liewe gemeente. Hy is toe maar 'n skapie wat uiteindelik toe die Here Jesus verloon. Ons weet dat die krag van die kruis het plaasgevind, Jesus is gekruisig, hy is begrawe en hy opgestaan. En terwyl hy saam met sy disippels voor sy kruis gekom het, het hy gesê, as ek opstaan, gaan bo na Galilea toe en wag vir my. En dan kom ons in die einde van Johannes se evangelie, en die Here gee hierdie woord vir my as 'n bevestiging en 'n bemoediging. Wat kry ons daar? Ons is by dieselfde see. Wie is in moedeloosheid weer op 'n boot? Dis Petrus. En wat doen hy? Hy probeer visvang. En op die wal staan die opgestane Here Jesus Christus by 'n vuurtjie. En weer sê hy vir hom soos sy eerste roeping, gooi jou net uit. Nee. En toe hulle dit begin besef, daai selfde reaksie, dieselfde roepstem, is daar nou 'n oorgang van waar ek was na wat gaan wees, wat plaasvind in hierdie storie. En Petrus hardloop na die Here toe, en waar Petrus die Here voorheen 3 keer verloon het, kom Petrus nou, en staan hy nou weer by 'n vuur, soos waar hy die Here verloon het. Maar hierdie keer by die vuur is daar nie diensmeisies, wat vir hom vra, is jy nie die een wat saam met Jesus was nie? Die een wat nou by die vuur staan, is die opperherder. En die opperherder sê vir hom, Simon Petrus, het jy my lief? Maar wat jy moet hoor is dat die Here Jesus hier die woord gebruik, agapas in Grieks. Agape, dis 'n werkwoord, dis nie 'n gevoel nie. Dit is nie jy val hierin wanneer jy lus is en kan sien nie. Dit is 'n conscious besluit, dit is 'n waarlike hartsbesluit. Dis nie 'n selfsugtige eie ek, wat kry ek en waarvoor sien ek kans nie. Hierdie agape is nie 'n liefde en omgee wat fluktueer met wanneer ek kans sien en wanneer ek omstandighede of tyd het nie. Dis 'n konstante opofferende liefde. Trouwens, dis die hoogste vorm van liefde. Dis totale liefde, dis totale oorgawe, dis eenrigting liefde. Dit is jy gee alles regardless van wat jy terug ontvang, omdat jy eerste lief gehad is. Dit is agape. En Jesus vra vir hom, het jy my werklik agape? En Petrus sê vir hom, Here, U weet dat ek U phileo, dat ek U lief het. En hoor mooi, Petrus gebruik nie die woord agape nie. Hy gebruik phileo. En dit is 'n woord in Grieks wat beteken a warm affection feeling for you. Soos 'n vriend, soos 'n familielid. Dis 'n give and take love. En Jesus sê vir hom, gaan voer my lammers. En die voering van die lammers is die jong diertjies, né? Die kinderlikes, die wat nog nie volwasse is nie. By dieselfde vuur vra die opgestane Christus, die opperherder, vir Petrus weer 'n keer, 'n tweede keer, Simon Petrus, het jy my waarlik lief? En weer gebruik hy die woord agapas. En wat antwoord Petrus vir die tweede keer? Here, U weet dat ek U phileo. Hy antwoord weer nie met agapas nie, agape nie, met phileo. En weet wat sê hy vir hom? Hy sê vir hom die tweede keer, gaan herder my skapies. Nou is daar 'n skuif van lammers na skape toe. Nou is daar 'n skuif van voer na herder hulle. Met ander woorde, gee vir hulle die waarheid. Teach vir hulle die waarheid. Loop vir hulle voor in die waarheid. Roep hulle na die opperherder. Herder hulle as 'n subherder agter die ware herder aan. En soos jy goed weet in dieselfde storie, omdat hy hom 3 keer verloon het, restore Christus hom 3 keer. En hy vra vir hom die 3de keer,
Hoor nou baie mooi gemeente. Simon seun van Jona. Filei o jy my. Hier vra Christus nie vir hom agapas nie, agapeo nie. Hy gebruik dieselfde woord en gevoel wat in Petrus se hart is en elkeen van die vorige vrae wat hy antwoord en Jesus kom na sy vlak toe. Wat ek daar bedoel is Jesus kom na waar hy is. Jesus ontmoet hom in sy fileo, in sy affectionate love, wat in sy hart is. Maar Jesus ontmoet hom daar, om hom nie daar te los nie, maar om van daar af op te bou, vanuit sy fileias, vanuit sy kinderskoentjies uit, vanuit sy gebrekkige, ek wil net melkies drink, na tot die hoogste roeping van sy lewe, om te herder, om te voer, om sy lewe nie net vir sy opperherder af te lê nie, maar waarlik die gemeente en die gemeenskap te verbind aan die Here, en dan sê hy weer vir hom, voer my skape. En voer, herder, voer my lammers, herder my skape, voer my skape, is almal wat aan hom behoort. Nie voer jou skape nie, voer my skape. En dis wat ons in hierdie gemeente doen. Elke oproep in hierdie gemeente is vir ons, die skape, agter die opperherder aan, om hom te volg. Want jou liefde van Christus word nie gemeet aan hoe hoog ons spring of hoe extravagant jou lofprysingstyle is nie, maar dit gaan net oor jou getrouheid aan God se woord, aan sy roepstem, maar ook 'n extension in fellowship na sy mense toe. En Christus ontmoet vir Petrus en hy restore hom en vat hom verder. Ek wil vir jou iets sê. Het Petrus net gebly by Fileo? En hier is die krag van die evangelie. Want kort hierna het Jesus opgevaar na die hemel toe. Kort hierna stort hy die krag van sy Heilige Gees uit en bring hy dit wat 'n gemeente volwasse sal maak, stort hy uit oor Petrus en die disippels en die wêreld en gemeentes, die krag van die Gees van waarheid, wat 'n gemeente nooit in sy onvolwasse kinderskoentjies los nie, maar die roepstem kragtig maak in 'n gemeente en hom roep tot die heerlikheid van die Here. Want weet jy wat? Nadat die Heilige Gees uitgestort is daar 'n kragtige herstelproses wat tot sy klimaks loop in Petrus se lewe en ook in my en joune. Daar is 'n radikale verandering. Want weet jy, in Handelinge 2 staan daar dieselfde seun, daar dieselfde disipel wat die Here verloon het, staan hy voor mense en sê, dis my onmoontlik om stil te bly oor dit wat ek gehoor en gesien het. Hy kan nie meer stil bly nie. As ons kyk na selfs die briewe wat Paulus later skryf in die Nuwe Testament, dan gee hy selfs die opdrag aan die gemeente. Nie sê vir hulle, julle moet mekaar lief hê met fileo nie, hy sê met agape liefde. Dis waar die roepstem vir ons gemeente ook kom. Ons is in huiskerke, ons moet begin uitbeweeg na nog ander mense in die gemeente toe, en ons moet hulle lief hê met agapes, agapetos, agape, al die verbuiginge daarvan, waar die liefde van ons vir ander mense geroet is, in ons onlosmaaklike liefde en oorgawe aan die lam van God, die opperherder Christus. Maak dit vir jou sin, gemeente. 1 Petrus 1 vers 22 skryf hy, hê mekaar vurig agape lief, nie fileo nie, hê almal lief, nie net die gemeente met wie jy lekker kan braai en kuier en jou vriendekring nie, hê almal in die gemeente wat saamgebind en saamgevoeg is, hê almal mekaar vurig lief vanuit 'n rein hart. En wat Petrus verstaan het, omdat Christus hom ontmoet het daar by die vuurtjie, waar sy hart was en hom opgebou het na agape toe, hom laat groei het soos 'n volwasse mens, onder die krag van die Heilige Gees, is dat hy nou verstaan, liefde is nie net 'n emosie en 'n gevoel en waarvoor ek kan steen, maar dis die vrug van die Gees wat standvastig bly, selfs in vervolging, selfs in 'n oproep, selfs in teestand. En weet jy nie, Petrus het met ander woorde nie uit sy eie uit besluit, weet wat, ek gaan nou probeer om meer mense lief te hê nie. Hy kon nie anders nie, omdat die vurigheid van die krag van die Gees van God dit deur hom gedoen het. Dit was sy nuwe natuur. Dit was die werk van God in Petrus.
wat 'n klipharde, weerbarstige tantrumhart van 'n kindjie verander na 'n hart wat vol is van die Gees van God en agter die roepstem aanstap van wat die opperherder vra. En ons fokus in ons gemeente het niks verander as in die storie van Petrus nie. Die Here ontmoet dalk baie van julle en mense in ons gemeente wat nog in kinderskoentjies wil bly en wil tantrums gooi en wil bly in ons gemaksones. Roep hy vandag vir jou in jou filei-oë. Maar hy roep jou deur die krag van sy Gees na die agapetos, na die agape liefde, die ware liefde van God, waar ons tog iets sal verstaan, en dit is 'n eenrigting liefde waar ek reageer omdat ek gegryp is deur Christus, en omdat ek deur hom gegryp is ek gewederbaar, en omdat ek gewederbaar is, het ek 'n roeping, en omdat ek 'n roeping is, het ek 'n verlange dat almal wat saam met my het, aan dieselfde Here Jesus Christus verbind sal word, vir al die dae in my lewe. So prakties ten slotte. Die enigste manier hoe dit in ons gemeente gaan funksioneer, is wanneer daar leersuiwerheid verkondig word in ons woordbediening. En dit beteken dat die hele raad van God bedien sal word en nie motiveringspraatjies nie. En hier kan ek met dankbaarheid sê, ons doen dit in gehoorsaamheid agter Jesus aan. Die tweede ding is dat ons 'n ware roeping sal hê in disippelskap. Gaan lees Titus 2 in jou eie tyd by die huis. Die derde ding is dat ons gemeente sal oorgaan in 'n radikale gasvryheid en fellowship vir almal wat langs ons sit. Miskien moet jy 'n slag opdaag by die gemeente en langs iemand gaan sit en op 'n plek gaan sit waar jy nog nooit voorheen gesit het nie, en dalk kyk links en regs van jou en sê, hallo, ek is 'n seun van God. Wie is jy? Kom ons luister vandag na die woord en kom ons vra dan vir die Here om ons na hierdie woord toe te verander. Gaan maak jou huis oop, broer en suster. Breek 'n bietjie uit jou huiskerkgroep uit na ander mense toe. Jy weet, want julle gaan kwaad word vir my as ek dit gaan orkestreer. Maar laat toe dat die Gees van God jou stuur en dring. Nooi mense na jou huis toe, nie net vriende met wie jy gemaklik voel nie. Nooi mense na jou huis toe, sit om 'n tafel, breek brood, gee jou tyd, gee op jou gemak. Maar die rede hoekom jy dit doen is omdat Christus jou gegryp het. Omdat jy uitverkoop is aan die roepstem van die Here. Bely sonde, bely die sonde van selfgesentreerdheid, bely die sonde van net ek en ons mense, bely dit, en laat toe dat die Gees ons transformeer, en ten slotte, word dan soos Christus, leef soos Christus. En my laaste vraag aan jou vandag is, het Christus selfsugtig sy eie belang kom dien, of wat sê Johannes 17? Vader, verheerlik in hierdie uur, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u kan verheerlik. Jesus het gekom om God se glorie en sy heerskappy te dien. En my vraag is, as hy dit kon doen, waarom bly ons in kinderskoentjies en reageer ons nie net deur die Gees eenvoudig in gehoorsaamheid as 'n gemeente nie? Kom ons luister na hierdie laaste lied en dan reageer julle op hierdie woord en praat julle in julle huiskerk. Hoe gaan ons dit bietjie buite onsself uitreik na ander mense toe? Ek het 'n plan, maar ek gee eers hierdie woord vir jou sodat dit kan insink deur die Gees in jou eie hart. Die Here seën ons. Amen. Spirit of the living God, come forth afresh on me. Spirit of the living God, come forth afresh on me. Spirit of the living God, come forth afresh on me. Spirit of the living God,
like a wind, like a dove, like a river, like a flood. Holy Spirit, you are welcome here. Come like oil, come like rain, like fire set ablaze. Holy Spirit, come and have your way. Holy Spirit, come and have your way. Spirit of the living God, come breathe new life in me. Spirit of the living God, come breathe new life in me. Like a flame as you speak, like strength for the weak. Holy Spirit, you are welcome here. You're a witness, you're a friend, my peace without end. Holy Spirit, come and have your way. Holy Spirit, come and have your way. We make room for you. Do what you want to do. We make space for you to move how you want to move. We make room for you. Do what you want to do. We make space for you. Move how you want to move. We make room for you to do what you wanna do. We make space for you to move how you wanna move. We make room for you to do what you wanna do. We make space for you to move how you wanna move.
you want to move. We make room for you. Do what you want to do. We make space for you. Move how you want to move. Spirit of the living God, come full afresh on me. Spirit of the living God, come full afresh on